Goeiemôre familie en baie welkom by hierdie ons derde lydensweek en die 4de dag van hierdie derde week, waar ons so 'n bietjie nadink oor gebed nou al. Hoop ek dat elkeen van julle werklik 'n bietjie meer geleer het oor wat gebed is en hoe om gebed beter aan te wend in jou reis en jou verhouding met die Here. Ek wil jou vanoggend so 'n bietjie saam met my op 'n reis vat oor 'n spesiale gedeelte wat ons in Psalm 46 vers 10 kry, wat sê, wees stil en weet dat ek die Here is. Hierdie gedeelte poog ons nader bring aan wat God van ons verwag wanneer ons in gesprek met hom tree. Die stilte wat in Psalm uitgeroep word, is ook 'n herinnering dat God ons kom uitsoek in hierdie stiltes. In 'n wêreld vandag waar ons werkslewe en ons familielewe en al ons daaglikse aktiwiteite meeste van ons skedule oorheers en ons gedagtes opneem, kan ons partykeer onsself bevind waar ons of in die bed gaan klim of opstaan en net wegval met wat is nou volgende? Wat moet nou gebeur? Wie het die meeste prioriteit van my aandag nou nodig? Of wat het ek nog nie by uitgekom nie? Elke oggend begin ek so, staan ek op en ek gaan sit buite. Ek begin luister na die geluide wat die natuur in my agtererf maak. Ons 'n paar wewers, 'n hoephoep, 'n jong familie katlagtertjies wat nes gemaak het in een van die palmbome. Ook 'n houtkappertjie, paar duwe en 'n suikerbekkie wat so pragtig op die sterrelitias kom sit. En al hierdie gewemel en hierdie geluide bring 'n stuk rustigheid en 'n stuk stilte wat so stadig maar seker oorheers oor die verkeer wat in die hoofstraat beginne beweeg. In hierdie moment begin ek nadink oor al die afsprake wat ek het vir die dag, die mense wat ek gaan moet sien, van die moeilike gesprekke wat ek partykeer gaan moet hê, mense wat ek dalk nog moet kontak en by uitkom. En dan begin ek nadink oor God. Ek begin dink oor wat God van my verwag. Ek dink oor my familie. En dan begin ek nadink oor ons gemeente en wat volgende vir die gemeente is. En in elke een van hierdie oomblikke is daar 'n rustigheid en 'n stilte wat al hoe dieper en verder beginne oorheers. In hierdie moment gaan soek ek God op. Beginne die teks nader trek en dan lees ek 'n stukkie. En ek luister na die stem van God wat my dalk oproep na iets of my 'n inspirasie gee om al hierdie uitdagings, maar ook stukke vreugde vir die dag reg te hanteer. En al faal ek baie keer in my taak, want ek is mens, weet ek steeds dat ek dit beter as wat ek dit ooit sou kon doen, gedoen het. Want ek het God in my hart en in my gedagtes gehad. Ek wil jou uitnooi vanoggend om daar waar jy is, en dalk as jy nie vandag die kans kry nie, môre te begin met hierdie nuwe roetine, maar regtig om die stilte te gaan uitsoek. Ons vind die stilte moeilik wanneer ons op ons fone allerlei video's net kyk om 'n bietjie stilte in ons dag te kry, of die TV net aan te skakel en te sê, nou wil ek net niks doen nie, ek wil net rustig wees.
terwyl God ons uitnooi en sê, kom vind rus by my, kom in die stiltes en soek my stem op. En in hierdie gewemel van die wêreld, is dit partykeer hierdie stiltes wat ons die diepste in ons eie gedagtes laat ingaan in gesprek met God. En regtig op 'n ontdekkingsreis gaan oor wie ons is, oor waarmee ons werklik besig is, oor waar ons dalk afskeep in ons lewe, en wat God die meeste van ons verwag. Ag, liewe familie, gaan soek die stiltes op. Wees stil vir 'n oomblik en weet dat hy God is, dat hy in beheer is en dat ons altyd op hom kan vertrou. Vrede en liefde vir elkeen van julle.